Ons praat vanaand 'n bietjie verder nog oor daar is nog of daar is meer en ons praat spesifiek vanaand oor God sonder grense. Nou as Robert, as jy nou lekker geëet het en Gerda sê daar is nog. Marius, waar gaan soek jy vir die nog? Daar waar die oorsprong is in die kombuis. O, so jy gaan nie kamer toe en kyk in die klerekas. Dit hang af as ons nou praat oor nog wat dit is of nog klere om aan te trek of nog kos om te eet. Alright. Daar is 'n paar plekke wat mens altyd gaan kyk. Dis of in die oond, of in die mikrogolf, of in die yskas. Dis waar hulle hier Dis goed wegsteek. Robert, waar vind jy altyd die nog? daai nog hardloop ek yskas toe want nog pudding kan die ding doen vir my. Daar's hy, daar's hy, daar's hy. Waar steek jy die nog weg, Salome? Ook in die yskas. Pudding, dis waar pudding hoort. Dis nou vir my so interessant. Ek het gedog ek is uniek, maar elke mens is natuurlik uniek. Hardes, dis Annelies se seun, hy's besig om matriekvraestelle te merk hier in Nelspruit. En as hulle nou in die aand 9:00 hier kom, as hulle nou terugkom, en hy kom in die huis en hy groet nie reguit yskas toe of in die mikrogolf of in die oond. Wat het maar hulle geëet vanaand? Of in die boonste laai waar al die sweeties en koekies en goedjies is. Ja, jy weet, so mens weet waar is nog. Maar baie keer in die lewe kyk 'n mens op verkeerde plekke vir nog. En dan kry mens die nog wat nie goed is vir jou. Ons gaan vanaand so 'n bietjie stil staan oor die nog. Maar kom ons kom by die ysbreker uit. Um Elkeen van ons is lief vir diere. En as jy jou dier na na amper sê ek as jy jou dier na 'n hond kan vernoem. As jy jou dier na 'n motor kan vernoem, wat sou jy jou dier genoem het? Byvoorbeeld, ek het 'n Jack Russelltjie gehad, Rit. En sy was baie klein hondjie, maar sy het nie einde gehad. As ons bal gespeel het, daar was nie daai einde nie. As ons geloop het, sy het nooit moeg geraak nie. Ek sal haar Toyota Conquest genoem het, want klein maar sy het nie ophou nie. Sy gaan net aan en aan en aan en aan. Okay. So kom ons hoor 'n bietjie. Lisel, wat gaan Tessa se nuwe naam wees? Ons het besluit dit sal Swiftie wees soos ons karretjie. Swiftie. Hoekom Swiftie, Marius? Hoekom? Ek dink ek klaar op saam gepraat. Want sy's so oulik en sy's so vinnig. Ja, as hy daar op die strand hardloop. Dit is nou vir my perfek hoe die huwelik werk. Ons het besluit, maar eintlik het Lisel besluit. Swiftie en Marius het nou nie 'n koek en klou gehad waarvan Lisel Hy nou het praat ook nie. eers daarvoor oor gepraat. Nee, ek onthou van dit, maar ek het nog Land Rover in my kop. Ja, hy het 'n ander ding, van Land Rover. Hoekom Land Rover? Sy doen all-terrain van gras, sand, see in die kamer, oral op die banke en sy lek baie. Ek baie olie. O, is gelukkig is dit nie 'n vorkie nie. Annelie, wat sal jy vir jou bratties noem? Nee, ek het net 'n naam vir een. Kira is die oudste van die twee Pekinese. Ek weet nou nie van 'n naam nie, maar ek sal haar 'n knortjor noem. 'n Knortsel, ja. Want sy byt eers almal en sy knor vir almal en sy ja, Okay, so sy Chinese motor. ja, wat Byt in hulle. ja. Gerda, wat sê vir ons wat noem jy wat se kar noem jy daardie klein Jackie? Kyk, sy naam is Hilux. 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 Ja, Ja, dis sy naam. Regtig? dit is sy naam. Ja, dit is sy naam, Hilux. Hilux. En die een van ons ry Toyota nie. My dogter het die dag wat hulle die hondjie gaan haal het, was daar 'n liedjie, een van die lawwe sangers gewees. Toe praat hy van 'n hart soos 'n Hilux. Ek het nog nie eens daai liedjie gehoor nie. Toe sê sy dis sy naam, Hilux. Hilux. Ja, ek dink as ek weer 'n hond het wat ek nie gaan kry nie want hulle bind my te veel, gaan ek Ja. hom Hilux.
Ja. Maar eintlik het my honde almal Bybelse name gehad. Ja. Robert, die hondjie wat oorlede is, wat sou jy haar genoem het of hom genoem het? O, gats. O, Ek is te gats. vinnig op jou, dink 'n bietjie. Ek kom Ja, terug nee, na ek jou het nou net Hilux op my brein. Ek het daai een het ek nie. Salome? Ek sal Suzuki gee, want as ek haar roep dan sê ek Suzuki. Dan klink dit so mooi, maar dan Suzuki, kan dis mooi. nie Dit was sê mooi. Ja, toen mezelf, ek dink jy kan ook daarna dink. Suzuki. Stel, wat gaan jy vir Romeo en Juliet noem? Kyk, jy het mos 'n Juliet kar gekry. So Juliet Alfa. kom mooi in of 'n Alfa Juliet. Toe dink ek nogal 'n Rover. Ek dink nogal 'n groot hond sal goed by 'n Rover gepas het. Maar Romeo wat so besig het, dink ek nogal is soos 'n Ferrari. Eerder daai hond kan hardloop soos 'n Ferrari hoor. Ferrari. Robert, het jy gedink aan die hondjie wat weg is of Ja, ek dink nogal 'n ou kon hom Molus Jeepie genoem het. Dit was so 'n kort biksie gewees en as hy daar op die graskrieke gejag het, dan het hy so nie eens eerste ingeduik en daar was nie 'n plek wat hy nie kon gaan. Okay. Okay, dis goed. Alright, ons praat bietjie vanaand bietjie ons aanbid 'n God sonder grense. Nou, hierdie week terwyl ek voorberei het hierdie vir my weer net 'n realiteit geword dat ons aanbid 'n God sonder grense. En kom ons kyk bietjie wat sê Johannes 10 vers 10 stel. Dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Wat stel? Wat beteken die term vir jou? Lewe in oorvloed. Wat beteken dit? Ek kom niks tekort nie. Jy kom niks tekort nie. Okay, jy stel skop hom af, jy kom niks tekort nie. Ek het eendag 'n pastoor gehoor preek toe sê hy is wanneer jy gaan en jy kry 'n skoep roomys en jy kry daai wat hulle so skep op die horingkie en dan sê hulle kom ons gee vir jou sommer een ekstra bo op. Nog so skoep by. 'n Lewe in oorvloed. Wat beteken dit? Wat beteken die term lewe in oorvloed vir jou? En dit gaan verskil van mens tot mens. Die stel sê jy kom niks tekort nie. Jy hoef nie op te hou droom nie. Jy hoef nie op te hou droom nie. Jy hoef nie grense aan jou drome te stel nie. Lewe in blydskap. Die blydskap van die Here is anders as die blydskap van die wêreld. Ek dink Robert vat vir my ook bietjie daar iets vas. Ons dink baie keer lewe in oorvloed is ek het nie 'n bekommernis oor geld nie, ek het nie 'n bekommernis oor klere nie, ek het nie 'n bekommernis oor 'n blyplek nie, maar vir my as ek kyk na Johannes 10 vers 10 is om my skepingsdoel uit te lewe, om vrede te hê. Ek meen ek het nou hierdie pen in my hand. Kom ons sê hy was 'n Bic pen gewees. En toe meneer Bic, wie die Bic penne gemaak? Was dit 'n meneer Bic? Of was dit 'n meneer Smol? Okay, maar toe meneer Bic hierdie pen gemaak het, wat was die doel van hierdie pen? Was dit om jou oor te krap? Was dit om jou ek sien die mense wat hierdie vals hare dra, hulle krap altyd hulle koppe so met 'n pen. Nou lag Lisel. Wat is die doel van die pen? Skryf. Die doel van toe meneer Bic hierdie pen gemaak het, was sy doel om te kan skryf. En as hy nie skryf nie, is hierdie pen gelukkig. Nee. Want hy is geskape om te skryf. En net so het elkeen van ons 'n skepingsdoel en wanneer ons skepingsdoel uitleef, en miskien word jy nou gebruik om oor te krap of iemand wil iets in 'n gaatjie uitkrap en jy word nou gebruik om uit die gaatjie uit te krap of wat ook al. Jy doen dit, maar dis nie jou skepingsdoel nie.
Nou lewe in oorvloed beteken vir my om vrede te hê. Ek dink dit vat nou vas wat Robert ook gesê het, om vrede te hê en jou skepingsdoel uit te leef. Lewe in oorvloed, op 'n stadium het ek gedink dis om baie geld te hê. Dis om altyd gesond te wees ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Maar ek dink dit gaan baie meer as dit. Nog iemand 'n bietjie opinie oor hierdie ene? Wat is lewe in oorvloed? Dit voel vir my soos jy het ewige lewe. Jy gaan vir altyd lewe. Ek hou van wat Lisel sê, ons lewe nou, maar daar's ook 'n lewe hierna. Ek gee vir julle nou lewe, maar lewe in oorvloed. Die ewige lewe. Die dood is nie die einde nie, die dood is 'n oorgangs. Ek hou daarvan, Lisel. Nog iemand 'n opinie? Kom ons kyk bietjie na 'n paar skrifgedeeltes. Waar soek jy meer? So het nou gesê, jy gaan soek dit in die kospotte, jy gaan soek dit in die yskas, jy gaan soek dit op die regte plekke. Kom ons kyk wat sê Johannes 6 vers 3, Johannes 3 vers 26 tot 31, meisie. Hulle is toe na Johannes self toe. Meneer, sê hulle, jy onthou mos nog daardie persoon wat daar oorkant die Jordaan by jou was. Ons praat van daardie een oor wie jy met soveel oortuiging gepraat het. Wel, weet jy wat? Hy het ook nou begin doop. En die ergste is, al die mense stroom na hom toe. Tot waar moet ek lees? 31, skus. Die mens kry toe nie bloot net iets nie, begin Johannes toe. Alles wat hy het, word deur God aan hom gegee. Julle weet mos, ek het gesê, ek is nie die Christus nie. Ek is maar net soos 'n boodskapper voor hom uitgestuur. Laat ek vir julle 'n voorbeeld gee. Die bruid is net bedoel vir die bruidegom om oor hulle gaan die troue. Die vriend van die bruidegom, die strooijonker, help maar net. As hy die bruidegom self oor praat, maak dit hom baie bly. So is dit tussen my en Jesus ook. Daarom ken my boodskap nou nie einde nie. Hy moet al hoe meer in die kalklig staan, terwyl ek stadig aan van die toneel moet verdwyn. So moet en so sal dit wees. 31. Jesus wat van bo af kom, staan kop en skouers bo almal uit. Iemand wat sommer as 'n mens hier op die aarde gebore is, bly maar aards. Hy kan ook maar net oor aardse dinge praat. Sulke mense kan nie naastenby vergelyk word met die een wat van bo uit die hemel kom nie. Hy is in 'n klas van sy eie. Wie was Johannes die Doper? Jou eie woorde. Gerda? Hy was 'n baie belangrike mens. Hy het absoluut die woord van die Heer van Jesus verkondig. As ek dit amper kan sê, hy was glad nie Jesus nie, maar hy het vir Jesus ingestaan by baie plekke. Ja, hy het Jesus bekend gestel. Toe Jesus aangeloop kom, toe sê hy, daar is die lam van God. Maar nou gebeur daar iets. Ek meen, kom ons vat, dis nou Johannes se kerk, dis sy disippels, dit is sy volgelinge. En nou kom die mense na hom toe en sê, hierdie Jesus wat jy gesê het, wat jy die voorloper is, hierdie Jesus is ook nou besig om mense te doop. Hy het ook nou 'n kerk begin. En Johannes se disippels loop nou weg. Sy eie mense, sy volgelinge, loop nou agter Jesus aan. Come on. Hoe voel die pastoor se hart nou as daar nou 'n nuwe pastoor in die dorp is en almal gaan nou na sy kerk toe en sy kerk loop leeg? Pastoor Marius, hoe voel jy dan? Ja, daar val die kompetisie besigheid oor. En dan, of ek sê nou besigheid, maar is maar kompetisie en die voel eintlik maar sleg daaroor. Ja, per ongeluk kan jy nie kies om al jou moeilikheidmakers vir hierdie ou te stuur nie. Jy verstaan, jy verloor baie keer jou goeie ouens nou na die nuwe ou toe, na die nuwe pastoor toe.
Maar wat was Johannes se geheim? Wat was sy geheim? Gerda, het jy die gedeelte oop daarso? Kyk net vir my na vers 30. Vers 30 in die ou vertaling. Johannes 10 vers 30. Hy moet meer word, maar ek minder. Lees jy maar? Hy moet meer Lees word, maar. maar ek minder. My naam is nou nie Gerard nie, maar daar is hy. Hy moet meer word, maar ek moet minder. word. Hy moet meer word, ek moet minder word. Vertel vir ons 'n bietjie, hoe dink julle, wat is Johannes se geheim omtrent hierdie? Nederig. En hy het geweet dit gaan oor Jesus en dat hy 'n instrument van Jesus was. So ek Ek dink ook vir my, Gerda, dit lê vir my hierin dat Johannes besluit hy gaan nie sy eie koninkryk bou nie. Hy gaan minder word sodat Jesus meer kan word en Jesus se koninkryk groter kan word. Ja. Wanneer ons dink lewe in oorvloed, dan dink ons aan ons bankrekening. Ek nie julle nie, ander mense. Dit moet met my goed gaan. As ons dink aan lewe in oorvloed, dink ons met my familie moet dit gesond wees en met my gesin moet dit goed gaan en met my bankrekening moet dit goed gaan en ons dink net hieraan. En wanneer ons begin om disippels te verloor en die koninkryk is besig, ons koninkryk is besig om uitmekaar uit te val. Dan sien ons dit nie as 'n sukses nie, ons sien dit as 'n mislukking. Hallo, iemand daar buitekant? Ek wil net iets daarop sê. Ek kyk nogal na mense so en dan sien ek hulle kry swaar, vra ek vir die Here asseblief, laat hulle ook genoeg het. Ek nie deur genade, net deur genade, maar ek wil my nooit verryk nie. Ek het nou nog vir my boetie in der waarheid gesê, ek is lief om klere te bedel. Baie lief om klere te bedel, maar toe noem ek dit ook aan hom, dis nie vir myself nie, want ek kyk om my rond wietnoot en dan sien ek daai grootte en as ek weet van iemand wat iets het, so dis nie 'n geval van myself verryk nie. Iemand met dit goed gaan met ander mense ook, dis vir my belangrik. Voordat ons ry, toe sê ek vir Annelie, jy sien as daar nou aartappels, sy noem my aan my haar aartappelman. Jy verstaan, ek weet nie hoeveel man sy het sien, maar ek is nou 'n aartappelman want ek kan skyfies, chips, mash en gebraaide aartappels alles op een gereg eet. Dan eet ek nou lekker. So Ons vind middag en aand. solank daar aartappels is, dan eet ek nou lekker. Maar as ek 'n bord aartappels eet en ek eet vir my versadig dat ek 3 nuwe rekmerke het ek dan nog plek vir die pudding? Tegnies gesproke nee, maar jy sal hom indwing. Maar ek gaan hom nie geniet nie. Ek wil ons met hierdie term besef. As jy meer wil hê, moet jy bereid wees om te let go. Moet jy spasie maak vir die meer in jou lewe. Jy moet spasie maak. Ons het laasweek gepraat van Elisa moes sy ou mantel geskeur het en afgegooi het om die nuwe ene aan te trek. Ja, jy moet spasie maak. En ek vra vir Louis die vraag, Louis, maak jy spasie vir die meer in jou lewe? Ja, ek wil graag nog hê, ek wil meer van God hê, ek wil meer, maar maak ek spasie. Maar dit was Johannes die Doper se geheim. Hy was bereid om spasie te maak. En wat sê Jesus van Johannes die Doper? Wat dink Jesus? Wat dink die ander pastoor van Johannes die Doper? Salome? Matteus 11 vers 11? Kyk ek gaan. Matteus 11 vers 11. Voorwaar, ek sê vir julle,
Onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie, maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Kyk. So lyk vir my Jesus, dit maak vir Jesus belangrik wanneer ek spasie maak vir hom. Toe hierdie mense nou kom en sê, wat gaan jy nou doen? Gaan ons 'n evangelis reël of gaan ons iemand kry om te kom sing, maar die mense loop nou weg na Jesus toe. Toe sê hy nee, ons moet minder word dat hy kan meer word. Jesus aan die ander kant sê, daar was niemand groter uit 'n vrou gebore as Johannes die Doper. So God ag jou, hy vereer jou vir die feit dat jy plek maak vir die meer en minder van jouself. Okay. Nog iemand iets sê oor Johannes 3 vers 26 tot 31? Kom ons kyk wat sê Matteus 7 vers 7 tot 8, Lisel. Hou aan met vra en God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan klop en God sal die deur vir julle oopmaak. Elkeen wat so volhardend vra, ontvang, en wie aanhou soek, kry, en vir elkeen wat aanhou klop, sal God oopmaak. Kyk. Wat is die belofte in hierdie gedeelte? Wat is die belofte? Jy sal kry. Wie soek sal vind? Wie klop sal oopgemaak word? En ek vra vir myself die vraag, aan watter deur klop ek? Waar klop ek? Kyk, kom ons kyk na die volgende skrif. Ja, dink Matteus is maar 6 vers. Yes, Marius? so daai spreekwoord wat sê aanhouer wen. Ek dink hy is nie uitgevat. Moenie ophou nie. Moenie ophou nie. Klop tot oopgemaak. Soek tot jy kry. Wat gebeur? Ek het vandag met die stel gepraat, vertel sy toe as sy haar kar se sleutels, as jy jou kar se sleutels iewers gesit het waar jy nie moet nie. Dit gebeur nou, dit kom nou met die grysheid dat jy keer 'n huis om. Ek is van daai mense wat nie kan opgee as dit by soek kom nie. Ek sal van my trolletjies afraak tot ek dit gekry het wat weg is. Is daar nog iemand wat so is? Robert, hoe ervaar jy dit as jy begin soek? Ja, ek soek baie aan my werkswinkel en werk ek nou met 'n ding. En dan soek ek dan sit ek hom neer en sê ek Robbie, jy gaan hierdie ding soek. En wraggies dan soek ek en ek hou aan soek tot ek vir hom gekry het. Jy kry nie rus nie, jy's rusteloos tot jy daai ding gekry het. En ek dink dis my gebed vanaand vir ons dat ons rusteloos raak tot ons gekry het wat ons soek by God. Laat ons nie moeg raak om te soek nie. Kom ons kyk wat sê Matteus 6 vers 32 tot 34 gestel. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Dankie, stel jy het nou so 'n bietjie gehakom, maar dis alraai. Die opvangs is seker nie so kruit nie. Waarna soek die heidene? Waarna soek die heidene? Materiële dinge. Ja, aardse goed. Aardse goed. Lisel, lees ons vers 31. Moet julle dus nie bekommer en vra wat sal ons tog eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Vers 32. Dit is die ongelowiges wat oor hierdie soort dinge begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Okay. So, wat soek die ongelowiges? Hulle soek vers 31. So, Marius, as Lisel môre voor die kas staan en sy sê, wat gaan ek aantrek? Dan lees jy Matteus 6 vers 31 vra.
En dan sê jy vrou, jy's 'n gelowige, jy's nie ongelowige nie, jy moet weet wat jy aantrek. Is dit so, Salome? Ja, ek staan ook altyd vir 'n kas vol klere en daar's niks om aan te trek. Ek dink ons moet so ons hier kan ons geld maak, maar ons kan sulke plakkers maak en dan pak ons dit op die kaste van die dames. Matteus 6 vers 32 vers 31. Okay. Alright. Hoe soek ek die koninkryk van God? Die Bybel praat hier en sê soek eers die koninkryk van God. Hoe soek ek die koninkryk? Ek kom nou na julle toe en sê vertel vir my, hoe soek ek die koninkryk van God? Hoe soek ek die koninkryk? Welkom terug. Jammer julle, dit was so 'n tegniese probleempie. Solank ons 'n probleem kan oplos, Robert, hoe soek ek die koninkryk van God? As iemand nou na jou toe kom en sê, vertel vir my, hoe soek 'n mens die koninkryk van God? Vir my is die antwoord in bid, natuurlik, gebed. Lees jou Bybel, yes. Vir my lê die antwoord Salome in Johannes 14 vers 15, Johannes 14 vers 15. Daar lê vir my die antwoord. Hoe soek ek die koninkryk van God? Johannes 14:15. Mhm. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. So as jy God liefhet, as jy hom eerste wil stel in jou lewe, bewaar sy gebooie. Wees gehoorsaam aan die woord van God. Wees gehoorsaam wat hy vir jou sê in sy woord. Submit onder sy woord. Dis hoe ons die koninkryk soek. Ek skryf hierso, as jy God vind, sal jy jouself vind. Baie keer soek ons onsself. Ons is op pad en ons soek onsself. Soek God en jy sal jouself vind. Voor ons van hierdie vers afstrap is daar iets anders te stap. Hy sê soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge. Wat is al hierdie ander dinge? Wat is dit? Kos en klere en blyplek en Vrede. Het jy hom nog oop daarso, Gerda? Het jy daai skrif nog oop daarso? Nee. Ek is nou al by Job. Is jy al by Job? Wie het hom nog oop? Lisel, het jy hom oop? Ja, ek weet watter vers. 34. Moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg. So al die ander dinge is al ons bekommernisse. Die Here sal voorsien. Soek prioriteit. Soek die koninkryk van God en al die ander dinge. Okay, nou dat ons by Job is, Gerda, kan jy vir ons Job lees. Job 11 vers 7. Hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God? Job 11 van vers 7. Kan jy die dieptes van God pyl, of sal jy kan deurbring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? Dankie. Kan jy die dieptes van God bepaal? Nee. Ons beperkte brein kan nie 'n onbeperkte God bepaal. Ons het grense hierso. Party van ons grense is nouer as ander. Maar maak nie saak of jy Albert Einstein is nie, jy kan nie God bepaal hoe groot is God nie. In jou eie woorde, hoe groot is God? Oneindig. Onmeetbaar. Onmeetbaar, oneindig. Nou kom ons by daai gedeelte wat ek nou die dag 'n WhatsApp gestuur het en gesê het dis hoe hulle bankrekeninge lyk, maar dis alright. Julle moet net tiendes betaal daarop. Job 40 vers 25 tot 31. Salome asseblief. Het ek gesê Job, Jesaja 40 vers 25 tot 31. Dis is hy op. Is dit 'n nuwe enetjie? Okay. Altyd nuut. Ons leef nie in die ou verbond nie, ons is 'n nuwe verbond.
Jesaja 40. vers 25 tot 31. Jesaja 25 vers 1. By wie sal julle my dan vergelyk, dat ek net so kan wees, sê die Heilige. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk. Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskool. Ekskuus Salome, hou net daar stil. Lisel, lees hom vir ons in jou vertaling ook. Job 40 vers 25. Met wie sal julle my vergelyk? Wie is my gelyke? Vra die Heilige Een. Tot Hy waar? gaan aan. Gaan nog aan. Kyk op na die hemel, wie het die sterre gemaak? Hy laat hulle soos 'n leermag uitmarseer, die een ster na die ander en roep elkeen by sy naam. Met sy groot krag en mag sorg hy dat nie een wegraak of verdwaal nie. Dankie Lisel. Ek gaan nou teruggaan na jou toe Salome. Jy het nog jou vinger daar om verder te lees. Nou hou net 'n bietjie vas. Hoe groot is God? Nou, dankie tog vir Google. En ek gaan kyk bietjie hoeveel sterre. Sterre is nou 'n ding wat hier draai in my. Robert, julle sal onthou ek het nou 'n bietjie daaroor gepraat ook by die kerk. Hoeveel sterre is daar in die univers? En ons sien maar net 'n gedeelte van die univers. En iemand het een aand toe hy nie kon slaap nie, het hy die sterre gaan tel met 'n teleskoop. En hy het toe gekom op 'n getal. 300 tot die mag 24. Jy skryf 300 en dan sit jy 24 nulle daar agter. 24 nulle daar agter. Dis hoeveel hulle bepaal daar sterre in die univers is. Dit is 300 sepillion. Dis nie miljoen nie, dis sepillion. Dis 24 nulle. 'n Miljoen is, hoeveel is 'n miljoen? 6 nulle, Marius? 6, ja. 6, né? 'n sepillion is 24 nulle. Ek dink nie ek in my lewe kan so ver tel nie. Ek dink ons het altyd gesê as jy 'n miljoen moet tel van 1, 2, 3, 4, 5, hoe lank gaan jy tel tot jy by 'n miljoen gekom het? Dit is baie. Dat is baie. Ek dink nie jy gaan in 'n aand 23 sepillions kan tel nie. Dis onmoontlik. Maar dis hoe ver hulle bepaal het hoe groot is God. En God het elkeen 'n naam gegee. En hy sê nie een raak weg nie. En daai sterre het nie regtig invloed op die mens nie. Daai sterre is gemaak vir sy heerlikheid, sy grootheid. OK, Salome, lees vir ons verder. Gaan net 26 weer lees. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskarre uittrek volgens getal. Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. Laat Israel nie moedeloos wees nie. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. OK. Wat wil ek vanaand sê? Ek wil vanaand sê, as jy meer soek, as jy nog soek, gaan klop aan die regte deur. Moenie aan die bankbestuurder se deur gaan klop nie, jy gaan dit moet terugbetaal. Gaan klop aan God se deur. En vergeet van jou krisis en fokus op die grootheid van God. Meer van God, minder van my. Meer van God, minder van my. Kom ons kyk wat sê Kolossense 2 vers 1 tot 3, Lisel. Ek wil hê julle moet weet hoe hard ek stry vir julle, vir die gelowiges in Laodicea en vir al die ander gelowiges wat my nog nie persoonlik ontmoet het nie.
Dit is my doel dat hulle moed sal skep en deur liefde aan mekaar verbind sal wees. Ek wil hê dat hulle insig skatryk en oorvloedig sal wees, ja, dat hulle God se geheim heeltemal moet ken, naamlik Christus. In die eenheidsband met Christus is al die geheime skatte van wysheid en kennis te vind. Waar is die skatte van God? Waarin is dit gesetel volgens hierdie gedeelte? In die naam van Christus. In Christus. So as ons meer van God wil leer, moet ons gaan navors wie is Christus, want Christus was die menslike beeld van God. Soek en leer by Christus, hoe het hy opgetree? Wil God hê ons moet hom ontdek, of is hy 'n God wat wegkruipertjie speel? En dis ook maar Jesus gestuur het, dat ons 'n voorbeeld het wat ons kan navolg. Ja, hy's nie 'n God wat wegkruip nie. Hy wil hê jy moet hom ontdek. Hy wil hê jy moet hom leer ken. Hy wil hê jy moet die skatte, sy skatte moet jy ontdek. Robert, as ons diamante op elke hoek van die straat opgetel het, was hulle waardevol? Nee, dan was dit krasser en ons het pad gebou met dit daar. Ja, dan het ons dit gebruik as crusher dust, né? Maar omdat dat jy moet 'n effort insit om 'n diamant te ontdek. Ja. Jy moet tyd insit om jou maatjie te ontdek, jou maat te leer ken. Jy moet 50 jaar getroud wees en dan ken jy hulle nog steeds nie, maar is alright. Jy moet effort insit en jy moet effort insit om God te leer ken. Hy's nie 'n crusher dust op die hoek van die straat nie, hy's diamante. Dit beteken miskien dat jy vir die oggend 'n bietjie vroeër moet opstaan en tyd met God spandeer en te sê wie is u God? Lees sy Bybel. Ons het gesê, hoe soek ek die koninkryk van God? Ek soek die koninkryk van God deur te doen wat hy gesê het ek moet doen. Ek kan nie verwag om te luister net na 'n preek op Sondag of 'n preek oor die sosiale media of wat ook al. Dit gaan my geestelik laat groei nie. Ek gaan geestelik groei wanneer ek tyd met God spandeer, wanneer ek gaan sweet, as ek dit so kan sê, om God beter te leer ken. Wat sê julle hiervan? Nou besig om so 'n bietjie te studeer en dan daai wat jy nou gesê het is waar. Ek luister wat sê die onderwyseres en dan sê sy doen dit en dan probeer jy dit doen, dan ek nou maar eintlik wat het sy nou jy het so 'n halwe idee, maar jy weet nog nie regtig nie. Voor jy dit nie daai ding wat sy gesê het jy moet doen self 2, 3, 4 keer gedoen het nie. Het jou brein nog uit my brein, ek weet nie almal andersinne nie, maar het my brein nog nie regtig gevang wat sy gesê het nie. Maar as ek net luister en dink ja nee, dis alright, ek sal dit kan doen. Maar voor ek dit nie self geoefen het nie, kry ek hom nie reg nie. Verseker. Dit vat 'n effort. Dit vat ek meen Marius, ek weet Marius is 'n persoon wat tot laat nagte kan werk. As ons anders slaap, dan sit hy nog aan werk. Dit vat 'n effort. Dit vat wanneer Lisel op die strand lê met haar hondjie, dan is Marius agter die boeke en hy leer en hy werk. Maar jy gaan die vrug pluk daarvan. Jy moet net aanhou. Alright. So om God te ontdek vat 'n effort. Dit vra 'n effort. Niks is verniet nie. Dit vra 'n effort. Kom ons kyk wat sê Jeremia 29 vers 11 tot 13, meisie. Ek ook net gou by hierdie ene kyk. Van 53. Ja. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister.
En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Okay. Waar was die volk gewees toe Jeremia hierdie geskryf het? In watter posisie het die volk hulle self bevind toe Jeremia hierdie geskryf het? Dink hulle was nog in ballingskap. Hulle was in ballingskap. Hulle het moeilike dinge getrek. Ek wil nie sê ons is in ballingskap nie, maar dit was erger as wat ons nou beleef. Dit was moeilike tye. Kinders is doodgemaak, ouers is doodgemaak. Dit was ballingskap, is 'n vreemde God, is 'n vreemde taal, dis 'n vreemde kultuur. Hulle het nie 'n land van hulle eie nie, hulle het nie 'n tempel nie, al hierdie goed. En nou kom Jeremia en hy sê, God droom mooi goed oor jou. Ons het laasweek bietjie daaroor gesels. God droom mooi goed. Ten spyte van die feit dat jy in die moddergat is, droom God mooi goed van jou. En dan kom vers 12. Lisel, as jy vers 12 en 13 of net weer in jou vertaling kan lees? Julle sal na my roep en bid en ek sal na julle luister. As julle heelhartig na my soek, sal julle my vind. As jou kerk dit toelaat dat jy in jou Bybel mag skryf, dan skryf jy langs hierdie versie, skryf jy, God speel nie wegkruipertjie met my nie. God wil hê ek moet hom ontdek. God stel hom beskikbaar en sê, soek my en ek sal oopmaak. En dis wat vanaand se kruks oorheen gaan, ons hele gesprek gaan hieroor. God wil hê ons moet hom soek. As ons kom op 'n punt en sê, ek wil meer hê, moet ek minder word en meer van God in my lewe toelaat. Het julle op 'n plek al gekom, kom ek voor ek daarby kom. Enigiemand nog iets sê oor Jeremia 29 vers 11 tot 13? Daarby 13 sê, as julle heel hartig na my soek, nie net gehoor het van my of iets nie, maar met jou hart soek na my, sal hy luister. Dit kom weer daai in, Marius, ekskuus vir die Engels, daai effort. Jy moet effort insit. Jy moet, ek meen, jy moet dit vat 'n opoffering. Dit vat iets. Dit vat iets. Nog iemand nog iets byvoeg? Het julle al op 'n plek gekom dat julle voel dat jy word misbruik? Nee, Ek wil nie vir Marius vra nie. Robert, het jy al gevoel jy word misbruik? Ja, Ek weet, jy het vir Gerda getrou omdat sy lekker kan kos maak. Nie omdat jy lief is vir hom nie. Of alles behalwe. Alles mal. Daai man wil maak warm net kos slaap. omdat daar geëet moet word. Ek het dan geleer kos maak, so daai hele werk is goed. Hoe sleg sal dit moet wees as ek by Annelie bly en ek weet sy bly net by my omdat ek lekker kan kos maak en ek kan glad nie kos maak nie. Marius, was jy bietjie al misbruik? ag nou en dan. Net nou en dan. Liselde, was jou man al misbruik? Ja, Ja. Hoe voel dit as jy misbruik word en jy vind dit uit dat iemand het 'n ander agenda met jou gehad? In die begin voel dit ekskuus. Marius? In die Praat, begin voel Marius? dit lekker want jy word gevra om iets te doen en dan later sê maar uitvind dit is maar net vir gemaklikheid. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan maar net jy's die regte tool en as jy klaar sal word jy maar net neergesmyt. Salome, jy wou iets gesê? Nee, eintlik nie, maar 'n mens kinders is nogal geneig om jou te misbruik. Ja, dit is nie vanaand nie. Ons kan lekker oor hulle skinder, né? Ja, maar ek weet nie of hulle dalk kyk, ek het nou darm 'n hele paar so van ek gaan nou nie weet watter dit is nie. Maar Jy is deur en deur 'n DA, hoor jy kan politiek toe gaan hoor. werk so. Ja, so hulle sal my ook misbruik die DA in elk geval. Hmm. Ehm
Ja, nee, dit is so. Dit is mens word meestal gebruik deur mense wat jy uh, vertrou en dis nie enige iemand wat jy kan misbruik nie, maar jy word maar deur iemand wat jy nou jou self voor sou gee. Hmm. Dis maar jou kinders is maar die hoofding. Gerda, hoe gaan jy voel as jy weet Robert bly net by jou as gevolg van die baie geld wat jy in die bank het? Ek dink nie dis 'n lekker gevoel nie. Gelukkig is dit nie die geval nie, maar ek dink nie dis 'n lekker gevoel as jy misbruik word in watter manier ook al nie. Dit kom maar oor jou pad. Mense gebruik maar mense. Dan as jy maar versigtig die volgende keer dat die ou jou nie weer misbruik nie. Die persoon jou nie meer misbruik nie, maar dit gebeur maar. Okay. As ek nou op die ys trap en ek trap deur die ys, dan moet julle my red nou. Okay. Dink julle nie die mensdom misbruik God nie? Ja. Ja, ja. Definitief. Ja, julle sing saam met my. Julle kan nie saam met my sing nie. Julle moet vir my spraak. Dink julle nie die mense aanbid God omdat ek dalk nou kan werk kry nie en ek kan dalk gesond word? Kom ons praat. Gerda, praat. Wat vir my so interessant is en eintlik so verskriklik jammer is. Gelukkig gebeur dit nie met baie nie. Ek sal altyd sê sekere ouens ja, dit gebeur gelukkig nie met almal nie. Almal doen dit nie. Maar wat vir my altyd hartseer in die lewe is jong mense wat pas getroud is, 'n paar jaar getroud is, wil bitter graag 'n babietjie hê. Nou kom hulle na die Here toe, Here, asseblief. Dan seën die Here hulle met 'n babietjie. En dan ewe skielik is die kinders te woelig, ek gaan nie kerk toe nie. Jy gaan nie terug om dankie te sê nie, selfs met werk of ek weet daar's werke wat oor Sondag ook werk, maar as jy keuse het om nie 'n Sondag te werk nie en die Here het vir jou werk gegee, gaan terug en gaan sê dankie. Baie mense misbruik die Here daar. Kom terug na jou, Salome. Watter ouderdom misbruik 'n kind jou die meeste? As hulle groter is. Ek stem nie saam nie. Daar's niks wat jou so kan misbruik soos 'n baba nie. Ja, joh, jy's reg. Daai stinkdoeke, joh. Die baba die stinkdoeke. Hoekom sê jy so? Die baba sê net kwee en ma en pa staan ons die bedjie. Ja. En die baba, ek meen, hy kan nie terugkom en sê ma ek is lief vir ma. Ma kan ek die skottelgoed gaan was vir ma nie. Al wat 'n baba doen is hy ontvang en ontvang en ontvang en ontvang en ontvang totdat hy volwasse is. En wanneer hy volwasse is, dan besef hy, hoor hierso, dis nie net 'n ontvang verhouding nie, dis 'n gee en neem verhouding. Dit lê jy voor 'n ouer se deur. Marius, praat met my. Is 'n gee of 'n gee en neem verhouding. Jy gee en hulle neem. Maar op 'n stadium, ek dink as hulle ook begin verstaan van wat maak jou hart sag, dan weet hulle nie maar my ma of my pa gaan nie kan nee sê as hy dit of dit doen of sê nie. Dan begin hulle misbruik. Maar dink julle dan dat ek gaan vir jou nou 'n kans gee dat Christelike volwassenheid kan ons as ons 'n persoon se Christelike volwassenheid wil bepaal, moet ons luister na wat hy bid. As ek nou diep in die ys. Dis wel. As sy gebed is net ek soek dit en 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 hoekom het dit nie gebeur nie? Is ek nie nog 'n baba nie? Ja, ek is besig, ja, dis baie waar. Ek is besig om bietjie te lees oor gebed en hoe mense eintlik die Here aanbid en ek dink baie keer mis ons die punt. Dit is regtig, baie keer voel dit vir my wanneer ek bid, dit is net 'n lysie van goed wat ek graag wil hê hy moet na luister. Dit is niks aanbid nie, dis nie.
Ek besef nie met wie ek praat regtig. Hy is so groot, hy is nie net 'n voorsiener nie. Hy is veel meer as dit. En ek dink dis die plek waar ek graag in my lewe wil kom, is om te sê Here, ek wil meer van jou leer. Ek wil meer leer wie u is. En ek sê vandag vir Annelie, ek sal dit nooit in my lewe, my brein is te beperk om oor die grootheid van God wat vir 300 ziljoen uh sterre beheer het oor is. My brein is te knap, te spikkeltjie om die grootheid van God. Maar God is meer as net 'n spens. Wat ek kan gaan en sê, Here, ek soek nou vandag soek ek dit en môre soek ek dit en God gaan oor 'n verhouding. Maar dat ons regtig kom op 'n punt om te sê ek soek meer, daar is nog. Dan moet ons kom op 'n punt om te sê Here, minder van my. Minder wat wil loei. Here, wees u, wees u. My laaste sinnetjie wat ek wil maak voor ek oorgee na julle toe is: soek jy God se hande of soek jy sy hart? Here, doen dit vir my, doen dit vir my, doen dit vir my, doen dit vir my. As U dit vir my gedoen het, gaan ek 'n lewe in oorvloed hê. Kom ek en sê, Here, U is 'n goeie God. Ek soek U hart. Ek is lief vir U. Fluit. My storie is uit. Salome, lees vir ons Psalm 27 vers 8. Van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Kom ons maak dit ons gebed hierdie week. Here, ek soek U aangesig. Soek net U aangesig. Ek wil ons dink aan daai koortjie wat sê turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of this earth will grow slowly or slightly dim. Soek die aangesig van God. Alright, jy stel enigiets wat jy wil byvoeg vanaand? Ja, ek is reg, dankie. Gerda? Is waarop pastoor nou sê, ek wil net meer en meer van hom hê en absoluut minder van myself. Ek wil sy hart, ek wil nader aan sy hart en nie sy hand nie. Amen, dis baie mooi. Robert? Ja, wat dit is maar net nader en nader en nader aan die Here, dis al. Daar's niks anders wat regtig saak maak nie. En dan dink ek aan daai skrifgedeelte wat sê nader tot my en ek sal tot jou nader. Daai baba treetjie wat ons gee hy 'n massiewe groot tree en hy's daar vir ons. Salome? Ek het nou die dag te dink as ek met my indink 'n ewigheid sonder God, ewigheid sonder God nie. Ja, ek dink wat jy nou sê is so waar. Hoekom wil ek hemel toe gaan? Omdat ek bang is vir die hel? Nee, ek wil hemel toe gaan om tyd saam God te spandeer. Ja, almal van ons is bang vir die hel, maar dit gaan nie daaroor nie. Dis nie oor 'n vrees dat ek bang is ek gaan hel toe nie. Ek wil tyd met God spandeer. Meisie? Amen. Ons is nie geskape om God se grootheid te verstaan nie. Dit gaan bo ons denkings. Ek glo, dit is wat dit is. Maar wat ek 'n vaste wete het, is God is altyd daar. Altyd. Jy moet net, soos Louis sê, daai tree vorentoe gee. En hy sal sy arms vir jou oopmaak. Lisel? Ek graag, dankie. Jy moet sê my man sal die praatwerk doen. Oor nou. Wat moet ek nou sê? Hierdie laat my dink aan 'n selfoon. Jy gaan ou kry wat hom net gebruik om mee te bel. Maar hy het oneindig baie goeders wat jy met hom kan doen. Maar jy moet met hom tyd spandeer
Jy moet hom leer en dan kan jy hom gebruik, kan ek maar sê, vir dit, en hy kan vir jou goed doen wat jy wat nie normaalweg gedoen kan word as jy net as jy nou sou geweet het hoe hy werk nie. God werk, hoe meer tyd jy met hom spandeer, hoe meer kry jy daardie hart van God om nie net of nie vir jouself goed te doen nie, maar dit bring vir jou vreugde om vir die wat rondom jou is goed te doen, soos wat God se hart is. Amen. Stem saam. Dankie, dit was 'n lekker gesprek vanaand. Daar is nog opgewonde oor die volgende. Daar is nog. Jy stel enige gebedsversoeke, ons bid vir 'n deurbraak in jou lewe, dat die Here hierdie week gaan deurkom vir jou, 'n groot deurbraak vir jou lewe. Iets anderste? Ek is reg, dankie julle. Gerda, Robert, ek bid vandat jy is volkome genees en ons sê dankie daarvoor. Ons bid dat hierdie tyd totdat julle woonstel gereed weer gaan wees, dat dit ook 'n goeie tyd gaan wees en dat dit 'n voorbereidingstyd gaan wees. Enige ander gebedsversoeke? Praat doen maar ek. Iets vinnig probeer vertel. My jongste sussie, sy man is so rukkie terug oorlede, maar dit het finansiëel baie swaar gegaan. Haar man het sy polis gelaat los en toe hy nou oorlede is, toe moet sy op die ount in haar dogter se oë kyk. Haar dogter se man is nie so lekker nie. Ons het toe ons Kreersdorp toe was vir hulle gaan kuier en Dinsdag toe sê my dogter vir my, haar skoonseun, Sussie. my sussie se skoonseun het na haar toe gekom en gesê, net so, jy moet die einde van maand uit. Klaar, jy moet uit. Maak nie saak waarheen jy gaan nie, ons het klaar gereël hoe die kinders by die skool kom en alles, jy moet uit. Wel, toe sê ek vir haar, jy moet hom by jou seun bel, met wie jy nie, hy kontak haar nie baie nie. En dank die Here het vir haar deurgekom, haar seun het vir haar gesê, hy kom aan die einde van die maand haal. Maar nog steeds kan sy nie permanent by hulle bly nie, dis maar nie 'n goeie ding nie, sy moet probeer op haar eie kom. En dis hoekom ons wil hierby vergeet my nie, die munisipaliteit gaan kry, en vergeet my nie, weer vir haar 'n plekkie kry. So bid met ons, dit gaan 'n groot waglys afgee en so aan, maar kom ons bid saam dat sy op haar eie kan gaan. Verseker. Wat is haar naam, Gerda? Elise. Elise. Okay. Ja. Ons bid vir Elise vir uitkoms vir verblyf. Ja. Robert, iets anderste wat ons kan saam bid? Nee, wat dankie pastoor, ek is reg, ek is dankbaar. Die Here is my krag en my sterkte. Amen. Ons is opgewonde saam met jou. Salome, jy is Woensdag op die pad, né? Ja, so asseblief, dit sal gaaf wees as julle vir my daar kan aan my dink. Gaan jy vlieg of gaan jy? Nee, ek gaan jy vlieg. ry? Ek sukkel maar. Nee. Ja, ek sal maar die loods vertrou. En ja, so dan gaan ek dalk nie volgende Sondag aand kan inskakel nie, want ek dink dit gaan 'n bietjie moeilik wees. Maar die Sondag daarna kom ek terug, dan behoort ek reg te wees. Wonderlik. Ja, dan Ja. gaan julle 'n bietjie wees gerus toe en julle gaan groot partytjie hou daarso. Klink my so, ja. Ja. Groot. Nelstroom gaan nooit weer dieselfde wees nie. Nee. Louis, is daar enige ander gebedsversoeke, Salome? Ag, ek sal net bly wees as julle Lisel net vir Tarina en Maritjie ophou as staande versoeke en Reinhardspleis, dan sal ek reg wees. Baie dankie. Louis, het jy enige versoeke? Nie op hierdie stadium nie. Annelie? Ook nou op hierdie stadium nie. Lisel, iets van jou kant af? Nee, maar net vir ons sussie. Ja, my sussie is toe nou nie geopereer donderdag nie. Haar dokter het toe nou teruggekom, haar huisdokter maandag, want die was weg gewees. En toe het sy net gesê nee, sy voel sy moet maar liewer 'n tweede opinie kry van iemand in die stad. En so sy het nou Dinsdag het sy nou
Nie vergadering nie, wat is dit? 'n Afspraak. Afspraak. Ja, met die dokter. Hy is eintlik kwai vol geboek, maar sy het gelukkig toe 'n afspraak gekry. En sal ons maar sien hoe gaan dit dan na die afspraak. Hulle sal dan nou besluit, moet dit nou vinnig gebeur of kan dit maar wag vir so rukkie. Weet jy, Marius, toe ek nou gehoor het dat Wanda gaan nou nie meer vir die operasie nie, maar sy gaan nou wel eerder na vir 'n tweede opinie. Daar geweldig rustigheid oor my. Ek weet dit was vir my, dis eintlik die regte antwoord. Nie dat ek sê die mense op die platteland is nie opgelei nie, maar dit was net vir my baie rustigheid dat sy eerder gaan vir 'n tweede opinie. So ek glo daar gaan iets baie positief vloei uit dit. Is daar enige ander gebedsversoeke? Julle moet Marius, jy met jou kredietkaart wegsteek. Zelna kom daar by julle kuier. Daai twee vrouens gaan vir jou bankrot maak hierdie tyd, hoor. Hy en die skêr lê so langs mekaar, die kredietkaart en die skêr. Ja. Dis die beste kaart wat jy kan opsny is 'n kredietkaart. Ja. Enige ander versoeke, Marius? Ek dink maar net met ons vakansiedorp, omdat die vakansie nou weer begin en mense raak baie hierso by ons, om die mense hierso in ons dorp net rustig te hou, want hulle raak nou baie vies as hulle so lank in 'n ry moet staan om goed te koop, waar jy net reg het eintlik na die teller toe gaan het en laat almal veilig sal ry en dan ook die water wat ons in die dorp het. Ons het 'n waterkrisis. Dis maar hy het so sout smaak. En nie ons het nie sout water nie, maar ons water wat moet inkom is daar nie meer nie. So ons water is nie reg hier met bottelwater moet jy maar werk. Selfs die diere mag ook nie reg van die water drink nie. Hulle moet ook maar van die bottelwater drink. En die vakansiegangers wat kom en ons kry nie reën nie, is dit 'n redelike krisis op hande. Ja. So reën, ons moet reën kry. Ja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U 'n wonderlike God is. Here, vanaand kyk ons nie na U omdat U ons spaarwiel is nie, maar U is ons stuurwiel. Ons kan nie 'n tree vorentoe gee sonder U nie. Want U is die groot en die magtige God. Here, soos we self vanaand uitroep, stuur reën vir die tuinroete. Here, is daar soveel ander gebede, mense wat vanaand huisvesting nodig het, mense wat genesing nodig het. Dink aan Salome wat gaan reis, Here, dink aan Wanda. Tog dink aan elke persoon vanaand in hierdie groep en mense wat later die nag gaan luister en ook ons groter groep. Dat ek vanaand dat U op die wonderlike manier sal kom en Here, al wat ons vanaand kan sê, Here, ons is U lief en ons vertrou U en ons glo U en ons weet, Here, U sal 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie, want U is ons God. Here, ons het U lief vanaand. So lief, want U is so groot. En dankie dat U bemoeienis gemaak het met 'n persoon soos Louis. Dankie, Here, dat U nie by elkeen een van ons vanaand verbygaan nie. Here, dat U by ons stil staan. Dat U ons haar op ons hoof ken. Ken ons vrees. Ken ons harte vanaand. U is ons God. Ons loof U dan in Jesus naam. Amen. Amen. Geseënde aand vir julle. Maak dit 'n rooi letter week. Baie Mooi week. Lekker week julle. Bye bye. Bye.